Goeiemôre. Jy luister na die 91ste oordenking in die reeks, die goeie lewe. Die tema vir oggend is, die oorlog hier binne. In Desember 1944 is Hiro Onoda en sy medesoldate deur die Japaneese weermag na Lubang-eiland en die Filippyne gestuur om weerstand te bied teen die geallieerde magte. Die opdrag van sy bevelvoerder was om die landingsstrook en pier by die hawe te vernietig en om seker te maak dat die geallieerde magte nie 'n vasdrapplek op hierdie strategiese eiland kry nie. Onder geen omstandighede het sy bevelvoerder gesê mag hy oorgee aan die vyand nie. Teen Februarie van 1945 is hulle, die soldate, oorweldig deur vyandige magte en hy en 3 van sy medesoldate het die woude ingevlug. Hulle het van guerrilla taktiek gebruik gemaak om die vyand van stryk te bly bring. Hulle het van wilde vrugte en gesteelde vee geleef. Maande lank het dit so aangegaan. Japan in Augustus 1945 oorgegee het Onoda en sy medesoldate gedink, hierdie boodskap is net propaganda. Hulle wou dit nie glo nie. Hulle was mos nou al maande lank in gevegte betrokke met plaaslike en Amerikaanse soekgeselskappe en hulle het aanvaar dat dit 'n lokval is om hulle uit die woude uit te kry. Teen Desember, 4 maande na die oorlog reeds verby was, het die Japaneese regering 'n vliegtuig oor die eiland laat vlieg met pamflette dat die oorlog verby is, dat dit veilig is om uit te kom en dat hulle self maar kan oorgee. Maar Onoda en sy makkers het die pamflette bestudeer en tot die gevolgtrekking gekom dat dit nie reg is nie. Een van hulle medesoldate het die groep in September 1949 verlaat en vir 6 maande op sy eie in die woude geskuil en hom daarna oorgegee aan die Filippynse magte in Maart 1950. Ook sy boodskap dat die oorlog verby was, het hulle afgemaak as 'n lokval. Teen Februarie 1952 het familielede vir hulle briewe geskryf en bevestig dat die oorlog verby was, selfs met foto's van hulle as familielede. Maar hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat dit 'n besondere slinkse triek is om hulle te laat oorgee. Die 3 van hulle het voortgegaan om oorlog te maak. In Junie 1953 is een van hulle makkers in skermutselings met die weermag dood en op die 19de Oktober 1972 is sy enigste ander oorblywende medesoldaat noodlottig gewond. Dit was tydens een van hulle strooptogte waar hulle landerye aan die brand gesteek en infrastruktuur vernietig het. En so het Onoda alleen agtergebly. 2 jaar later, op die 20ste Februarie 1974, het 'n Japaneese avonturier, Norio Suzuki, besluit om na Lubang te gaan en na Onoda te gaan soek. Na 4 dae het hy Onoda gevind en hy het hom verseker dat die oorlog verby is. Onoda het geweier om hom te glo. Hy het een voorwaarde gehad en dit was, net as sy vorige bevelvoerder, Major Yoshimi Taniguchi, self na die eiland toe kom en vir hom sê dat die oorlog verby is, dan sal hy dit glo. Dit het 'n reuse operasie geverg om hierdie majoor in die hande te kry en uiteindelik na die eiland te vlieg. Onoda in die woud te gaan besoek en hom persoonlik te verseker met amptelike dokumentasie dat die Tweede Wêreldoorlog werklik reeds 29 jaar lank verby is. Op die 10de Maart 1974 is Onoda formeel van sy missie onthef en het hy sy swaard, sy geweer, 500 rondes ammunisie, 'n sak vol handgranate en 'n dolk wat sy ma destyds vir hom gegee het om homself om die lewe te bring sou hy in hegtenis geneem word, oorhandig. 29 jaar nadat die oorlog amptelik verby was, het die oorlog vir Hiro Onoda opgehou. Die tragiese van Hiro Onoda se verhaal was dat hy 'n oorlog geveg het wat nie buite hom was nie, maar
hier binne. 'n Mens staan verstom oor hierdie verhaal. 'n Mens sou self kon lag as jy hierdie verhaal om die braaivleisvuur vertel. Die hardkoppigheid van Hiro Onoda. Maar ons moet pas op dat ons nie in dieselfde slag gaan trap nie. Sommige oorloë hier binne is moeilik om raak te sien. Dit kos dikwels iemand anders om dit van buite af binne jou raak te sien en jou daarvan te vertel. Van die mees tragiese verhale wat ek in my lewe mee te doen gehad het, was juis van oorlogsveterane en oud polisiemanne. Die jarelange traumatiese tonele en gebeurtenisse het onuitwisbare beelde in hulle gedagtes gelaat. Ek het ontsaglike empatie met die dinge wat hulle moes deurmaak, die gruwsaamhede wat hulle moes aanskou. Baie van hulle het dit deurgemaak en die opoffering gemaak ter wille van almal wat in die land is, geliefdes wat by die huis agtergebly het. En toe die verandering kom, die politiese verandering, is hulle skielik van helde na vyande gedegradeer. In gesprekke met hulle eggenote en hulle kinders, wat ongelukkig in te veel gevalle aan die ontvangkant van hulle trauma moes staan, sal hulle dikwels die opmerking maak, julle ken nie die regte lewe daar buite nie. Die regte lewe, soos hulle dit noem, het hulle eie Lubang eiland geword. Die flitsende beelde, die aaklighede daarvan. Hulle het teruggetrek, verbitterd, kwaad, gevoel hulle is verraai. En enige teken van hulp word gesien as propaganda. Daar is nie vrede nie. Die oorlog kan nie verby wees nie. Hulle het die regte lewe leer ken en die res van ons leef in verwarring en in ontkenning. Vir 29 jaar het Hiro Onoda voortgeveg in 'n oorlog wat nie meer aan was nie. Baie veterane en oud polisiemanne veg steeds in hulle eie kop daardie oorlog. Elke poging om die teendeel te bewys is valse propaganda. Baie van hulle het emosioneel onttrek. Baie van hulle het sosiaal onttrek uit die samelewing. Sommige sit ure en dae en maande hulle lewe om voor die TV en soek antwoorde in die onderkant van elke leë bottel drank. Maar wie sê dit was die regte lewe? Daardie afgryslike tonele en dinge wat gebeur het. Hoekom sal iemand dink dit is die regte lewe? Wat sal hulle oortuig dat daar 'n ander lewe is? Die ware lewe, die werklike lewe, wat nie wreed en gruwsaam is nie, maar dat daar 'n ander wêreld kan bestaan, die een waarvan Jesus gesê het toe hy gekom het uit die hemel, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Wat sal jou oortuig dat die oorlog hier binne nou verby is? Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bid vanoggend vir elke oorlogsveteraan, vir elke oud polisieman, vir elke mens wat die traumatiese, afgryslike tonele gesien het, wat onuitwisbaar in hulle gedagtes agterbly. Ons dra hulle bidend aan U op en vra dat U hulle sal help om uit daardie oorlog nou oor te gee. Help hulle, Here, om te sien dat die oorlog verby is en dat U nuwe wêreld na ons toe aan die kom is. Here, gee dat ons almal ons swaarde en ons gewere en ons handgranate sal oorgee, sodat ons U nuwe wêreld, U koninkryk kan uitleef elke dag. Vader, verlos ons van die bose en help ons om as U kinders, as nuutgemaakte mense, 'n nuwe môre te kies. Help ons dat dit vandag reeds kan begin.
In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.